my saam. Eerste Sondag van die jaar, ja, daar sy, en ek wil graag u net groet uit twee verse uit Psalm 18 uit, voor ons dan gaan wegtrek. Psalm 18 vers 2 sê, en hy het gesê, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Vers 3 sê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild en my horing van my heil, my rotsvesting. Mag dit vir ons in hierdie jaar ook 'n waarheid wees. Daardie twee verse van Psalm 18 vers 2 en vers 3. Voor ons voorsang gaan begin, gaan ons vra dat ons net die oë sluit vir 'n oomblik. Baie dankie Here Jesus dat ons hierdie eerste Sondag, hierdie eerste opstandingsdag waar u die dode oorwin het, mag saam vier in 2026. Here Jesus, ons eer u in hierdie môre deur op 'n Sondag bymekaar te kom. En ons vier die opstanding. En ons kom bid en vra Here waar daar nog 52 ander van hierdie dae in hierdie jaar moet voorlê. Wil ons kom vra dat u ons sal kom ontmoet. En Here, dat u ons getrou sal hou. En Here, dat ons skuiling en dat ons vesting by u mag vind. Want u is ons verlosser. U het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Ons kom bid en vra dat u ook nou u self sal verheerlik deur ons lofsang. Here, dat ons harte tot stilstand mag roep deur die woorde van ons mond, dat het ons gedagtegang gevange mag neem, sodat die grond wat voorberei word deur die Gees vervul mag wees met die liefde en die genade, en Here, dat die vrug wat daaruit kom tot u verheerliking sal wees. Ons bid dit in Jesus heilige naam. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. My vesting sterk, my redder my heil bewaar, my rots wanneer die stormwind huil, my skild die weerklag van my heil, my vesting op die bergkraan styl, by wie ek vas en veilig skuil. Daar's verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek, daar's verlange in my hart na hom. Daar is liefde in my hart vir Jesus, daar is liefde in my hart om hom te dien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek, daar verlange in my hart vir hom. Daar's verlange in my hart na Jesus, daar's verlange in my hart om hom te sien. Vir die wêreld is ek moeg, vir die sware stryd en soek, daar's verlange in my hart na hom. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives.
can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know, yes I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Life is worth the living just because He lives. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n voorsmaak, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed. Smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roepnaam, dit is my lied. Van my heiland ewig gebied. Dit is my roepnaam, dit is my lied. Om van my heiland ewig gebied. Volle versekering, daar wil ek rus. Sag aan my heiland se boesem gesus. Wakend en bidend wag ek op hom, tot hy my opneem sy eiendom. Dit is my roepnaam, dit is my lied. Om van my heiland ewig gebied. Dit is my roepnaam, dit is my lied. Om van my heiland ewig gebied. Baie dankie vir daardie lekker voorsang. Vriende, ek gaan vir u vinnig die afkondigings gee, en omdat dit die nuwe jaar is, gaan ons alles op die lang pad doen. Ons begin voor, en die lang pad sê dan die hele afkondigingsblaadjie het jy almal dan ontvang. Nou die lang pad beteken net steek jou hand op as jy nie 'n blaadjie het nie. Dis die langste pad. Daar's hy. Hulle gaan nou vir u uitdeel. Hou die hande op. Blaadjies is op pad, en dan kan u hierdie blaadjies lekker by die huis op die lang pad lees. Hande op weer vir blaadjies, dat ons net 1, 2, 3, 4, 5, 6. Christus, jy moet 6 blaadjies uitdeel. En nog enetjie. Dan terwyl ons by die uitdeel van die bladsye is, wil ons u herinner, wie het nog nie 'n kalender ontvang vir 2026 nie. Kalenders, julle moet nog kalenders ontvang. Nou die kalenders gaan ons vir u sê is op die tafel hier voor in die saal. En u moet asseblief vir u kalenders kom haal, en dan wil ons u net herinner aan al die kerkblaaie wat uit is. U weet, u hoef nie vir die kerkblaaie te betaal nie. Die kerkraad koop dit gratis vir u aan met die hele eie tiendes. So ons koop almal kerkblaaie saam. En ons wil u vra, vat hierdie blaadjies, deel dit uit as u dit klaar gelees het. Dit is sulke wonderlike leesstof wat geïnspireer is natuurlik uit die woord van die Here uit, wat altyd so lekker is uit ons kerkblaaie uit. Nou ja, dis die belangrikste van daai, nou die wettige afkondigings wat ek nooit vir u moet noem. En dis die kerkraadsvergadering wat eersdaags is. Kerkraadsvergadering is die 13de Januarie.
en hy word gewoonlik so 'n bietjie afgekondig om reëlings tyd te gee om met die kerkraad kontak te maak as daar ietsie is wat dalk op ons kerkraadsvergadering bespreek wil hê, want jy sien die kerk word bestuur deur die kerkraad waarvan Jesus die hoof natuurlik is, en ek die dominee is net die voorsitter van die raad, so ek het net een stem, so die kerkraad bring die dinge in, die gemeente kan voorstelle gee en die kerkraad bespreek dit dan natuurlik, en dan van daar af word dit bestuur. Daarom word u vooraf gewaarsku van die vergaderings wat ons ten minste 4 van 'n jaar hou. Vir interessantheid net, ons grond het verkoop, die transaksie is afgehandel en die geld is in die kerk se rekening, en as ek sê die kerk se rekening, dan bedoel ek die groot kerk se rekening, die geld is daar belê en dit sal dan aangewend kan word vir vaste eiendom. So bid asseblief saam vir die volgende kerkraadsvergadering waar ons dan nou ook 'n bietjie besprekings gaan hê rondom wat gedoen gaan word rondom ons kerkgebou, ons saal, of ons dan hier aangaan, of ons 'n ander plekkie gaan koop en alles wat met dit saam gaan. Bid asseblief dat die Here vir ons die insig en wysheid sal gee om die regte besluit op die regte tyd te neem. Dis nogal baie belangrik dat u vir ons daarmee sal bystaan. Bid natuurlik vir die skole wat begin en natuurlik vir al die mensies wat hulle matriekuitslae gekry het en die wat 'n bietjie hartseer is of teleurgesteld is of selfs die nuwe begin by die universiteite. Daar is ongelooflik baie druk op ons jong mense en ons vra dat jy ook asseblief saam sal bid vir dit en vir daardie geleentheid. Bid asseblief ook baie ernstig vir die kerkraad en natuurlik vir ons as pastoriepaar, dat ons ook die aanvalle van die bose sal afweer en dat ons dit sal doen wat die Here altyd van ons verwag. Vriende, die res van die afkondigings is almal saamgevat. Ons gaan nog nie hierdie week begin met Bybelstudies nie. Die aanddienste het ook nog nie begin nie, en dan wat ook nog nie begin het nie, is die sonnaarskool of die kinderbediening wat nog nie gaan begin nie. Dit gaan eers aanvang neem sodra die skole begin. Dis die belangrikste wat ons aan u wil voorhou. Ons gaan natuurlik nou vir u geleentheid gee met die offergawes en die tiendes, om dit na die huis van die Here te bring. U is ook welkom om dit vir ons te EFT. Om eerlik te wees, ons is altyd eerlik van die kansel af, ons verkies EFT's, want alle gelde volgens ons kerkreëls moet in die bank gedeponeer word, so as u dit kan nie hoef te gaan trek nie en dit vir ons kan EFT, is dit altyd makliker. Maar daar is mense wat goue rande en al die ander goed het, wat nie weet nie, gooi dit daarin, ons sal 'n plan maak en dit ook uitsorteer. Maar ja, so baie dankie vir u getrouheid, en ons glo en vertrou dat die Here ook vir ons op 'n so mate sal bystaan in hierdie jaar, met al ons uitgawes en al die dingetjies wat ons moet doen tot eer van sy naam. Kom ons sing ons volgende lied lekker saam, ons gebruik dit dan ook as ons openingslied. Die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die Heer in heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons maak natuurlik verskoning vir daardie liedjie wat nie wou saamwerk nie, maar gelukkig het u saamgewerk. Kom ons sluit die oë vir 'n oomblik en vra ons vir ouderling Gawie om vir ons 'n gebed te doen. Baie dankie, Gawie. Ons God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie geleentheid waar ons weer kan teruggee na U in U skathuis ons finansies te bring. Vader, ons vra vir elkeen wat 'n muntstuk in die sakkie gesit het of geld gedeponeer het in die bankrekening, dat U ook hulle sal seën daarin. Vader, ons bid vir ons kerkraad wat die fondse moet gebruik, Here, dat ons die insig en die wysheid van U sal kry om dit so te doen, dat dit net sal strek tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Amen.
Nou ja, soos meeste van u weet, het ons reeks afgeskop, lyk vir my, in Samuel 1, en ons is vandag by hierdie, ek sou sê, een van die bekendste gebeure wat ons vind in Dawid se geskiedenis natuurlik, maar ook in die Bybel, en ek dink, wie weet almal van Dawid en Goliat? Laat ons net hande sien. Dawid en Goliat, almal weet van dit. Nou ja, ons is vandag by hierdie uitsonderlike gebeure wat plaasvind in 1 Samuel hoofstuk 17. Nou toe ek by my huis gaan kyk het en ek het hierdie hoofstuk so bekyk, toe besef ek daar's 58 verse. Nou jy weet, as ek 58 verse vir u lees en ek lees 'n minuut 'n vers, dan gaan ons 'n probleem hê om die boodskap te bring. So ek wil nou vertrou dat u met die kennis wat u het van Goliat en Dawid, en dat u nou die aanloop van Dawid se bestaan gekry het, van dat hy die 8ste seun van Isai is, en dat hy die jongste is, en dat hy nie eers genooi was toe Samuel gekom het om hom as koning te salf nie, dat sy pa hom nie eers waardig geag het om te laat kom nie, dat u dit nou in ag moet neem, dat ons nie al die verse van hoofstuk 17 gaan saamlees nie, want ek voel, u het 'n bietjie onregverdige voordeel, omdat u die hele hoofstuk eintlik nou al teen hierdie tyd behoort te ken. Moenie bekommer nie, as u dalk voel, ek dink ek het uitgemis, ek is deur die klankman verseker dat dit opgeneem is. So as u nou voel, u is 'n bietjie agter met 1 Samuel, dan kan u darm definitief opvang tot by hoofstuk 17, as u vanmôre hier deurwerk en die koms van die Here het nog nie plaasgevind nie, want dit is so naby. Ek wonder partykeer of die eredienste gaan klaarmaak voordat dit gebeur, maar hier is ons, en ek het daarom voorberei vir hierdie een. So wat ons gaan doen, ons gaan saam kyk na 1 Samuel hoofstuk 17, en ek wil graag begin by vers 28, maar om die 28 versies net vinnig saam te vat, Dawid is deur sy pa gestuur, hy het begin om tussen Saul te beweeg, om vir hom op die harp te speel, as hy so geestelik ontsteld geword het. Dan het ons gesien volgens die laaste hoofstuk 16, dat hy tussen Saul en die huis beweeg het, en alhoewel hy vir Dawid ook gespeel het, het hy steeds huis toe gegaan en soms die skape opgepas, en dan weer teruggegaan. En in hierdie omstandighede, soos hoofstuk 17 begin hoofstuk 17, dan sê dit, Dawid is by die huis, en sy pa sê vir hom, luister, vat hierdie kaaskoeke, en vat hierdie brood, en gaan na jou broers toe, want sy 3 oudste broers volg Saul in die oorlog. En hulle is daar op die oorlogsveld, en Dawid doen sy taak soos hy moet. Sy het die volgende oggend vroeg klaargemaak, die diere oorgegee vir die diensknegt, en daar is hy nou op pad na die oorlogsveld toe. Daar by die oorlogsveld gekom, ek som nou vir u, probeer die 28 verse vinnig opsom, het die baasvegter al opgedaag, en hy het daagliks vir 40 dae die volk kom besoek. Elke dag gaan sê hy vir hulle, stuur vir my 'n vegter, dat hy teen my kan beklei. Dan hoef ons almal nie te beklei nie, en dit het vir 40 dae aangegaan. En op daardie 40ste dag, daar kom Dawid na vore, en hy kom daar by sy boeties aan, en hy hoor hierdie baasvegter Goliat hierdie woorde uitskreeu, en hy vra, wat gaan aan? En vir die 3de keer vra hy die volgende mense, want daar word vir hom gesê, koning Saul het gesê, die ou wat hierdie ou verslaan, kan sy dogter trou, en die koning het gesê, die ou wat dit kan doen, en dan vra hy hierdie vraag, en dan begin vers 28 by sy broer se opmerking. Nou, in vir u ook gesê, in die aanloop en in die inleiding van hierdie gedeelte, moet u besef, op hierdie stadium van Dawid se lewe, is hy nog steeds 'n jong man. Baie van die mense skat hom tussen die ouderdom 13 en 16. Hy's regtig 'n jong seun, waar hy hier rond beweeg. Daarom is hy nie op die oorlogsveld nie, daarom is hy ook nie permanent nie, hy's nog 'n jong man. Nou, dit ook gesê, van 13 af, by bar mitzwa, dis die ouderdom waarop die Joodse seuns bar mitzwa deurgaan, dan word hy gereken as 'n man, maar 'n baie jong man. En daarom sien ons dat hy dan nou hierdie bewegings kan doen, en dat hy rondbeweeg vir sy pa. Dan begin vers 28 by die woorde. 1 Samuel 17 vers 28.
Toe sy oudste broer Eliab hom met die manne oorspreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eintlik afgekom en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Nou, vriende, net tot so ver, kom ons sluit die oor en bid ons saam, want ek dink as ons hierdie een vers lees, dan kan ons 'n gesindheid sien. Ons sien 'n gesindheid in 'n familie. Ons sien 'n gesindheid van 'n oudste broer teenoor sy jongste broer. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Dierbare Here Jesus, dis so maklik om 'n gesindheid te hê. Dis so maklik om ons eie persepsies te vorm. En Here, as ons hierdie eerste vers net lees van 1 Samuel 17 vers 28, dan besef ek, Here, dat mense nie altyd kan sien wat U sien nie. Mense nie altyd kan verstaan wat U bedoel nie. En Here, as ons U besoeking aan hierdie aarde bedink, dan dink party mense dat dit dwaasheid is vir 'n God om aan 'n kruis te sterf. Maar Here, vir ons wat gered is dit alles. Want U het die prys kom betaal sodat ons dit nie hoef te betaal nie, omdat U so regverdig is. Here, in hierdie oomblikke sien ons hoe mense reageer, ons sien hoe 'n broer teenoor sy eie broer reageer. Maar Here, ons sien ook baie maal hoe mense teenoor U reageer. U het 'n soewereine wil. Dit is U wil dat alle mense gered word en dat nie een mens verlore gaan nie. En tog, Here, voordat hierdie diens verby is daar al honderde mense wat die tydelike met die ewige verwissel het. Wat U moetswillig nie aangeneem het nie. Mense wat moetswillig teen U besluit het, omdat hulle nie wil bes gee nie. Ag Here, ons wil kom vra dat daar 'n sagtheid in hierdie 2026 oor ons sal beweeg. Dat daar 'n sagtheid in ons huise sal inbeweeg, 'n sagtheid onder broers en susters, 'n sagtheid onder mans en vrouens, 'n sagtheid onder oumas en oupas, 'n sagtheid, Here, onder werkskollegas. En Here, dat mense U wil sal sien en nie die menslike bedoeling nie. Word U verheerlik in ons midde, ons bid dit in Jesus naam alleen. Vriende, Dawid is die jongste seun. Nêrens sien ons Dawid se vermetelheid wanneer hy skape oppas nie. Ons lees nooit Dawid se vermetelheid dat hy die deure oorgegee het toe hy gehoor het die profeet kom na hulle huis toe en die profeet gaan saam met hulle eet nie. Ons het nie gemerk dat Dawid self daar by die huis opgedaag het, sy hande gewas het en sy klere gereinig het om daar te sit want hy het gehoor nie. Dawid was op sy plek. Inteendeel, ek wonder of u kan onthou wat het gebeur toe Saul as koning deur God verwerp is. Wat het met Samuel gebeur? Samuel het huis toe gegaan en hy was droewig. Hy het nooit weer Saul se aangesig gesien nie. Maar wat het hy ook gedoen? Die Here het na Samuel toe gekom en gesê, Samuel, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Wat het God gedoen? Nadat God Saul verwerp het as koning, het God gaan soek deur die mense kinders. En hy het onder die mense kinders van Isai 'n seun gevind na sy hart. 'n kind gevind na God se hart. Daar is 'n kenmerk in Dawid as kind. Daar is 'n kenmerk in Josef. Daar is 'n kenmerk in Daniël. Daar is 'n kenmerk wat in kinders na te speur is en God speur dit raak. Kinders wie se harte en gesindhede in lyn is met God. Die woord leer vir ons so maklik dat 'n mens moet glo soos 'n kind. Vriende, as Superman op die TV verskyn, dan glo 'n kind regtig hy kan vlieg. Ek weet van kinders wat al op die muur gaan staan het met 'n lappie om sy nek en 'n sambreel in sy hand en dan kan hulle ook vlieg.
Vriende, en van hulle spring. Van hulle spring hulle tot in die hospitaal in. Want hulle glo, hulle is nou Superman. Hulle is nou Batman en Spider-Man. Hulle glo so maklik. Maar ek wil vir julle vanmôre die bonus wys. Wanneer 'n kind in God glo, dan kom God en God vul hom met sy Heilige Gees. Vul God 'n kind soos wat ons by Spur maak. Jy weet, ons Spur toe gaan en my kind sê milkshake, kan sê ek kiddie. My kind sê milkshake, ek sê kiddie. Ons gaan na 'n ander plek toe en sê hot chocolate, dan sê ek small. Dink u die Here maak so met ons, wanneer 'n kind sy hand opsteek of 'n mens sy hand opsteek en na God toe kom, en dan kom God en sê, nee, net 'n bietjie van my Gees. Of dink u wanneer iemand na God toe kom, en ons het dit gelees, God het onder die kinders van Isaïe vir Dawid afgesonder, nie uitgekies nie, maar hy is afgesonder as gevolg van sy hartsmotiewe. En as gevolg van sy hartsmotiewe het Samuel gekom en hy het hom gesalf met olie. En wat lees ons wat vir ons so merkwaardig is in die verskille tussen die Ou en die Nuwe Testament? Dat nadat hy gesalf is met die olie, die Heilige Gees van God met Dawid was. Dawid het aangehou om skape op te pas, hy het aangehou om sy werk te doen, maar ons leer dat wanneer hy hier opdaag in 1 Samuel 17, dan sê hy vir ons goed wat hy gedoen het onder die vervulling en onder die instaatstelling van die Heilige Gees. En vriende, ons sit almal hier, as ons hier sit en sê, dominee, ek is 'n lidmaat, jy weet, standaard vir ons kerk om 'n lidmaat te wees is 'n getuienis van redding. 'n Getuienis dat die Gees van die lewende God in jou hart woning gemaak het, en dat God dan vir jou die kiddie menu gestuur het, met respek gesê. Gee God vir ons halwe invullings met sy Gees, of gee hy vir ons die invulling van sy Heilige Gees in sy volheid? Want ons lees vandag die geskiedenis, en hier is feitelik niemand wat hier sit, wat vir my sê, ek weet nie wat gebeur nie. Ons almal ken die punchline, maar ons moet verstaan waarom Dawid in staat was om hierdie werk te doen. Waarom Dawid dit kon doen. En ek wil begin vanmôre net deur vir u te sê, en as ons na hierdie gedeelte kyk, hoeveel geloof het Dawid se eie broer in hom gehad, dat hy vir hom sê, man, ek ken jou hart. Ek ken jou vermetelheid en jou boosheid. Wat 'n soort vermetelheid en boosheid het Dawid gehad? Menslike opinie. 'n menslike opinie. Wat 'n soort gesindheid gaan die wêreld teenoor ons openbaar as ons vervul met die Heilige Gees dinge doen? Die wêreld sal nie van ons hou nie. Kom ons kyk hoe antwoord Dawid sy broer in vers 29. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. Ek kan nogal 'n klein jong man sien dat sy broer so 'n bietjie vat. Wat het ek nou gedoen? Ek het net gevra, ek het niks gedoen nie. Ons kan dit soms sien in sy optrede. Maar sy ouer broer, sy oudste broer, wat werklik van beter behoort te weet. Ek sê altyd vir my kinders as hulle beklei, ek sê dit vat 2 om te beklei. En dan beklei ek altyd met die oudste een, want is die oudste een wat toelaat dat die geveg begin. Jy sien, een mens kan nie met 'n ander mens beklei nie, maar 2 beklei. En ons sien hier, Dawid is nie die bekleier nie, maar sy broer is. Sy broer is die een wat vir koning Saul volg. Sy 3 oudste broers is daar, vers 30. En hy het by hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek, en die manskappe het hom geantwoord volgens die eerste woorde. En toe hulle die woorde hoor wat Dawid spreek en dit voor Saul meedeel, het die hom laat haal. Nou, u sal nou nie weet watter woorde Dawid gespreek het nie, want er staan in die vorige 28 verse. Dawid het vir hulle gesê, wie is hierdie onbesnede Filistyn, dat hy die slagordes van God, die slagordes van Israel, durf uitdaag, en God se nasie so te nakom. Vir hoeveel dae doen Goliat dit? 40 dae lank al, staan hierdie mense
En kyk hoe Goliat dag vir dag kom en hulle uitdaag en hulle 'n bespotting van hulle as volk maak en 'n bespotting van hulle God. En hier is die jong seentjie wat daar op die slagveld is. En hy sê, wie dink hierdie Filistyn is hy? Om God uit te daag. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun. En hy is 'n krygsman van sy jeug af. Goliat is nie 'n jong ouetjie nie. Hy's 'n krygsman van sy jeug af. Wat dink jy maak Filistyne wanneer hulle sien hierdie seun is baie groot en baie sterk? U sal onthou dat die Israeliete nie 'n wapen, nie 'n ystersmid gehad het nie. U sal dit onthou. U weet, daar was selfs net 2 swaarde in Israel. Hoekom? Want die Filistyne het nie toegelaat dat hulle wapensmede het nie. En as die Filistyne was dan met ander woorde 'n oorlogsnasie wat gereed was vir oorlog en wat oor die Jode gedomineer het. En hulle het baie swaar neergedruk op hierdie Jode. En nou het hulle 'n jong Filistyn wat baie groot is en baie sterk is. Wat dink jy maak hulle met hom? Roep hulle hom eenkant toe, Goliat, jy gaan daarom 'n goeie boer wees. Goliat, jy gaan daarom maar vir ons die druiwe hoog kan pluk. Dink jy dis wat hulle met hierdie man gedoen het? Van sy jeug af het hulle hom gevorm, het hulle hom gespeen om 'n krygsman te wees. Wat is 'n krygsman? Kruie te maak, sal die kinders dalk dink. Daar in die tuin te werk en kruie uit te haal. Nee, 'n krygsman is 'n oorlogssoldaat. 'n mooi term, 'n gladiator, soos die kinders sal weet. 'n man van formaat wat in vegkuns geleer is en opgelei is vir hand tot hand geveg, swaard en spies. En hierdie Dawid staan voor Saul en sê vir hom, moenie dat die manne se moed sak nie. Hoe lank sak hulle moed al? 40 dae. Hoeveel koppies sop, hoeveel broodjies en hoeveel vleisies het hulle al geëet op daai slagveld terwyl hulle wag vir iemand om hierdie ou te kom aanvat. En Dawid stap nonchalant daaraan en sê vir hom, luister man, moet nou nie dat die ouens moedeloos word nie. Hierdie ouens is al vir 40 dae lank moedeloos. Hulle was al moedeloos toe Goliat op die voorgrond kom. Hoekom? Ons kyk wat sê vers 34. Daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en ek verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Kom ek vra vir u, is dit normaal vir 'n seun om 'n leeu en 'n beer aan te val? Ja, dis normaal. Op afstand. Dit is normaal vir 'n skaapherder as daar 'n beer of 'n leeu kom om 'n klip te vat en hom te gooi. Dis normaal as daar 'n kloof of 'n rivier tussenin is om bietjie hulle te probeer wegjaag. Dis normaal. Maar vriende, dis nie normaal om agter hom aan te gaan as hy klaar 'n skaap gevang het. As hy klaar die bloed in sy mond het. Dan word daai dier heeltemal iets anders. Dan is hy moorddadig en aggressief. Hy pas sy prooi op. Dawid sê, dan haal ek dit uit sy bek uit. En as hy dan nog dink, hy gaan met my moeilikheid soek, dan vat ek hom vas. Nou vriende, ons in die EG Kerk sê ons is gered. Sê ons is vervul met die Heilige Gees, by uitstek, omdat ons sê ons is gered. Jy kan nie gered wees en nie vervul wees met die Gees van God nie. Nou vra ek vir jou, watter spyskaart het u die Gees ontvang? As hierdie jong seun die Gees van God ontvang het in so mate, dat hy agter die leeu en agter die beer aangegaan het, waar niemand hom kon sien nie, waar niemand kon getuig nie, dat hy gegaan het, want hy het geweet, dis sy werk, dis die taak wat op hom gelê is. Vriende,
Ons is uitgelees in die Bybel. Meeste van die ken jy die gedeelte uit die kop uit. My vraag is, en ek is stomp vandag as ek dit sê, hoeveel leeu's en hoeveel beere het ons al verslaan? Hoeveel maal het u en ek al na die beer toe geloop en die skaapie uit sy bek uitgeruk? Sien, ons sit almal hier vandag en ons wag vir die klimaks van Goliat. Nou ek wil nou nie babbelbaar sê, maar sy kop gaan waai. Dis 'n realiteit. En ons wil almal Goliat sien val. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n Goliat in ons lewe. En party van ons, as ons eerlik is, word vir meer as 40 dae al getuister deur Goliat. En ons wil almal op Goliat afstorm. Ons wil almal 5 klippies gaan haal. Ons gaan almal al hierdie goed doen en ons het almal weet hoe groot Goliat is. Maar my vraag aan u vandag is in die klein goedjies. Dawid was getrou aan die klein dingetjies by die huis. Sy take, sy verantwoordelikhede. Dawid was getrou aan God voordat die Heilige Gees oor hom gekom het. Dawid het sterker geword as gevolg van die Heilige Gees. Dawid het meer krag ontvang as gevolg van die Heilige Gees. Dawid het nooit in sy eie krag enige iets gedoen nie. En jy weet die Bybel sê, alles wat jy doen, doen dit asof jy dit vir my doen. Ek leer my kinders en ek probeer vir hom sê, luister, as jy 'n prentjie inkleer by die skool, leer hom vir Jesus in. As jy huiswerk doen, doen dit vir Jesus. As jy die til slaan daar by Checkers of by Spar, slaan hom vir Jesus. Doen dit na die beste van jou vermoë, want jy sien die God wat ons dien, stuur die Gees van God om ons by te staan, sodat ons dit wat doen, half, net voldoende, of in volheid. Dawid het met die vrug van die Gees voluit gewerk, daar waar niemand dit gesien het nie. As daar een mens is vandag wat vir my sê, nou, daar's nie 'n Goliat in my lewe nie, dan is hy net 'n leenaar. As jy sê daar's nie wolwe en beere en leeu's nie, dan is hy net 'n leenaar, want jy sien die Bybel sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Dis wat hy doen, dis al wat hy doen en hy is spesifiek geskoei op God se kinders. Mag vers 36 vir ons 'n waarheid word. In vers 36 sê Dawid, "U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Jy sien vriende, wanneer ons na die leeu toe loop en na die beer toe loop en wanneer ons na Goliat toe loop, dan sê ons vir Goliat nonchalant met ons handjies en ons sye, sonder ons swaardjies en sonder ons skiltjies, want ons is mos Dawid. Dan sê ons vir hom, vandag gaan ek jou 'n les leer. Ek wil vir u sê, baie Christene begrawe. Goliat is verniet, amper 3 meter groot nie. Hy het menigte Jode doodgemaak. Menigte Jode doodgemaak. Nie een nie, baie. Dawid het nie Goliat oorwin nie. God het. Dawid het nie Goliat oorwin nie. God het. Dawid was net 'n instrument. Hy was net 'n instrument. Dawid sê, hy gaan nie hierdie reus laat les op sê, omdat hy 'n leeu en 'n beer doodgemaak het nie. Hy het net vir Saul gesê van sy vorige oorlogservaring, want jy sien, Saul weet wat van Dawid af. Hy's 'n skaapherder. Wat doen hy nog? Hy speel die harp. Hy maak musiek. Dis wat hy van hom al weet.
Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees, uitroepteken. Saul word bemoedig. Ons koning kop en skouers groter as die hele volk word bemoedig deur 'n seentjie wat vir hom sê, God het my verlos van die beer en van die leeu en so sal dit wees met hierdie Filistyn. Vriende, wat moet ons doen? Wat doen ons in 2026? Wat het ons nodig in 2026? Ons het die Heilige Gees van God nodig om inwonend in ons lewens te wees, sodat ons deur die instaatstelling van die Heilige Gees getrou kan wees en God die werk deur ons kan doen. Vers 38. En hier kom die menslike faktore in. Dit is vir my so mooi om te sien hoe ongelowig gelowige mense is. En kom ons kyk vir Saul, ons eerste koning, ons eerste monarg. En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. Kyk, Saul kop en skouers groter as almal, trek vir die kleinste ouetjie op die slagveld sy mondering aan. Hoe effektief dink jy werd dit? In vers 39, en Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord, en toe hy, nou sy swaard, nou kan jy onthou hoeveel swaarde is in Israel? As 2, Saul en Jonathan. En Saul gee sy swaard vir die seentjie, wat nou na Goliat toe aangeloop kom. En toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Dink jy die verhaal van Goliat en Dawid sal dieselfde wees, as Dawid vir Goliat verslaan het met Saul se swaard? Dink jy die verhaal sou dieselfde gewees het as hy in Saul se mandaat opgetree het, met Saul se mondering, en dit wat gemaak is om vir Saul te beskerm? Dawid het die leeu en die beer aangevat met sy oorlogstas, sy skaapherderstasie, met dit wat hy die veld ingegaan het. En vriende, 'n skaapherder het nie hulpeloos in die veld ingegaan, hy het met sy toerusting in die veld ingegaan. Hy het 'n stok gehad, hy het 'n staf gehad, 'n slingervel gehad. En partykeer het hulle klippies gehad, as nie klippies gehad het hulle klippies gekry. Dis wat hulle gehad het. Dis wat hulle gedoen het. Vriende, God verwag nie van ons om Goliat te gaan doodmaak met ander goed nie. God verwag van ons om met alledaagse, dit waarmee ons elke dag gemondeer word, die vyand tegemoet te gaan. As ons iets nodig het, sal God dit aan ons voorsien. Daarop neem hy, vers 40, neem hy sy staf in sy hand, en hy soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, naamlik die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Nou vriende, ek weet nou nie of u dit weet nie, maar ek het 'n baie groot passie vir wapens en buskruit en bietjie punte en 'n paar dingetjies. Nou ek weet nie of u weet nie, maar jy kry nou 'n tabel wat hulle gebruik om die hardheid van items aan te dui. En die hardheid van items word op 'n sekere skale gegee. 'n Sagte ding so skalk is 'n nommer 1 en dit gaan tot by 'n nommer 10 wat 'n diamant is, 'n nommer 10, 1 tot 10. 2 is byvoorbeeld gips. 3 is koper. 4 is yster. 'n Rivierklip. Waar dink jy val 'n rivierklip op hardheid? Op daai skaal van 1 tot 10. Dis 'n 7. Dis 'n 7. Rivierklip. As u 'n koperpatroon vat en 'n ysterpatroon en 'n klippatroonpunt, watter een dink u is die hardste? Die klip. Nou, as u joules en energie verstaan, waarop ek nou baie meer tyd spandeer het as wat ek moes,
dan gaan u verstaan dat die klip het geen vermoë om te buig soos koper en yster nie. Dit vervorm nie en dit absorbeer ook nie die impak nie. Die klip gee die energie direk deur. Vir interessantheid. En as jy nou gewonder het of hy nie dalk 'n koperstukkie of balletjie of 'n ystergoen moes gehad het wat dalk beter sou wees nie. 'n Rivierklip wat glad is sekerlik die beste instrument vir hierdie doel. Wat is 'n slingervel? Wie het al 'n slingervel geslinger hierso? Daar's sy. Hoeveel slingers het 'n slingervel? 2. Nou as jy nie geweet het hoe 'n slingervel lyk nie, kan jy nou op die bord kyk, daar gaan niks verskyn nie. Ek wil net kyk of die klankman nog gelukkig is. Daar's geen slingervel op die bord. Dit is so eenvoudig. Is 'n lappie. Is 'n stukkie leer met 'n gaatjie en 'n gaatjie en 'n leertoutjie deur aan beide kante. Dit lyk amper soos 'n rower se klapoog met 'n toutjie en 'n toutjie wat oorgaan. En al wat hulle gedoen het is hulle die klippie binne ingesit en hulle het hom geswing. En as jy die een toutjie los, het die klippie gegaan. Nou raai wat het Dawid vir 'n lewe gedoen? Musiek gemaak en skape opgepas. Intussen dit deur het hy vlytig geword met 'n slingervel. Nou as jy nou 'n bietjie meer moeite gaan doen, dan gaan jy besef hoe die spoed van 'n slingervel. Nou vir interessantheid net om vir die tegniese ouens hier onder ons. Vir 'n mens se skedel om gebreek te word en die penetrasie van 'n klip binne in jou kop in te gaan is so plus minus 90 joules. 90 tot 100 joules, die krag, die penetrasie wat daar moet ingaan. En as jy dan na die spoed van die klip moet gaan kyk, want jy weet nou al waar die klip heen gaan en wat die klip moet doen, dan gaan jy besef dat daardie klip teen 'n snelheid van amper 160 km/h beweeg het. Dis eintlik eenvoudig as jy dink dat 'n cricketbal 140 km/h uit iemand se hand uit kan beweeg. Hoeveel vinniger gaan dit gaan as jy net so maak? Want dit gaan nie regtig oor die spoed nie, dit gaan oor die omwentelings en dan gaan dit oor die hardheid van die voorwerp en natuurlik die afstand. Min van u weet, maar ons het toe ons klein was bietjie klei laat gespeel en vandag besef ek hoe gevaarlik is dit. Veral as jy 'n klippie daarin gesit het. Ons moes net modder insit, maar daar was soms klippies ook daarin. En dan het die momentum omver gevat en dit was 'n bloedige sport. Maar vriende, ek wil net vir julle so vinnig noem dat daardie klippie akkuraat was tot op 100 meter. En as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, wil ek hê jy moet 'n bietjie kyk na die verskille tussen Dawid en die verskille tussen Dawid en Goliat en hulle mondering. Maar kom ons kyk so 'n bietjie verder voor ons by hierdie aksiebelaide gedeelte uitkom, want ek wil hê jy moet saam met my net so 'n bietjie dink. Hoe ver was Dawid van Goliat afgewees en waarom ons so sê? So kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur verder. Vers 40. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herdersas wat hy gehad het, naamlik die slingersak. En met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na Dawid en die skulddraer voor hom uit. Nou wie kan net vir my sê wie se skulddraer loop nou vooruit? Is dit nou Dawid se skulddraer? O nee, want Dawid het nie hy het nie 'n skuld nie. So Goliat se skuld is so groot dat iemand anders die skuld vir hom dra. Wie van u weet nou al so plus minus hoe groot is Goliat? Dis nog op pad. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien het hy hom verag omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. Wie het nou gesê ouens met rooi hare is nie mooi nie? Die Bybel sê hulle is mooi. Maar in elk geval, en die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond? Vriende, hier kom taktiese oorlogvoering op sy beste. Jy sien, hierdie Filistyn het nou vir 40 dae lank hierdie mense moedeloos gemaak met sy grootte, met sy aggressie. En hier kom 'n seentjie na hom toe aangestap en hierdie Filistyn gaan van hero to zero in 'n paar millisekondes. Nou, as jy nou weet, hierdie groot, growwe ou wat so kranige vegter is, 'n baasvegter sê die Bybel, 'n baasvegter. Hy
baie gou kwaad. En hier kom hierdie ou na hom toe aangeloop, en raai met wie se swaard loop hy? Niemand. Hy kom aangeloop met 'n stok. Hy kom met 'n herderstaf, hy kom met 'n slingervel. En hierdie reus is baie ongelukkig. Hy is so ongelukkig dat hy vir hom sê, dink jy ek is 'n hond? Is ek 'n hond dat jy met 'n stok na my toe kom? Die Filistyn is buite homself van woede. En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode, as hy nie gedink het hy's ontsteld nie. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en aan die diere van die veld kan gee. Intimidasie. Nou ek wil vir julle sê, 'n leeu en 'n beer intimideer ook, maar hulle doen dit bietjie anders. Hulle brul daar in die verte in die nag en dan weet jy hy's op pad en hy intimideer jou. En hy kom wanneer jy hom nie verwag nie. Hierdie ou kom intimideer hom in sy gesig en hy sê vir hom wat hy met sy liggaam gaan doen, hoe hy sy vlees gaan gee. En vriende, dit is nie 'n abnormale verskynsel om nie toe te laat dat na 'n oorlog plaasgevind het, die liggaam van die oorwinning aan daardie kant bly nie. Dit was altyd 'n voorreg as jy jou dooies kon gaan begrawe, maar baie keer as 'n skande was dit juis buite gelos vir die diere om te eet en vir die ek wil amper sê die psigologiese oorlogvoering wat met dit gepaard gaan. En dis wat hy vir Dawid sê, en dis wat Dawid in die oog gestaar het. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Ek vra u, het Dawid met 5 klippies gegaan? Ja. Het Dawid met 'n stok gegaan? Ja. Het Dawid met 'n slingervel gegaan? Ja. Waarop lê Dawid klem? Op God. Waarop lê ons klem? Nee, jy ken nie my Bybelkennis nie. Hoe jy ken nie dit nie. Hoe jy nog vriende. Ons mis daar so baie. Ek vra weer, met watter spyskaart het God ons vervul by wedergeboorte? Het u wedergeboorte werklik gesmaak? Want ek sê nou vir u, God wederbaar ons nie met die minimum gees nie. Wanneer ons tot bekering kom, stuur hy sy volle Heilige Gees. Waarom sê soveel mense vir my, o, dominee, my persoonlikheid, my grootte, my siekte, my swaar van tong, hoeveel keer het ons dit al probeer? Aaron en Moses se probleme. Dawid kom aangestap in al sy glorie, nee. Dawid kom aangestap in al sy bravade, nee. Dawid kom aangestap in die autoriteit van God. Want waarmee is Dawid gevul? Met 5 klippies? Nee, vriende. Dawid is gevul met die gees van die lewende God, vir wie Goliat uitgedaag het. Die hele volk, die hele weermag en Saul staan vir 40 dae en kyk hoe hierdie Filistyn God sleg sê. Dawid antwoord, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Jy sien, vriende, ons het baie maal Goliats, leeu's en beere in ons lewe. En baie maal is daai leeu's en beere en Goliats in ons lewe as gevolg van ons eie optrede en ons eie dade en ons eie moedswilligheid. Ons het geleer as gemeente
dat die Bybel vir Saul sê en dat God vir Saul sê en dat Samuel dit beklemtoon, dat eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. En as gevolg van Saul se eie sinnigheid het God hom verwerp. Dink jy Dawid was eie sinnig? Dink jy Dawid het sy eie beeld probeer blaas toe sy pa hom stuur om vir sy broers te gaan kos vat? Om vir die owerste oor 1000 10 kaaskoeke te gee? Nee. Dawid bevind hom op 'n plek vervul met die gees van die lewende God om God se werk te doen, want daar is niemand anders wat gereed staan nie. Wat niemand in daardie volk is bereid om in die naam van God op te tree nie. En Dawid tree op vir God. Ons tree op in ons eie lewens omdat ons ons eie gemak wil bevestig. Ons tree op in ons eie lewens omdat ons ons eie voordeel uit hierdie situasie wil trek. Dawid kom doen wat niemand anders wil of kan doen nie, as gevolg van die feit dat die gees van die lewende God ontbreek in hulle lewens. Hy sê vir daardie Filistyn, jou magte, jou manne se lyke gaan op die grond lê vandag, nie net joune nie. Vers 47. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur die swaard en deur die spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaar maak en aldeur nader kom om Dawid al te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger, en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. Wetenskap sê daardie klip het omtrent teen 150 joules sy kop getref. Net 90 was nodig. Hoe gevaarlik dink jy is 'n slingervel? Dodelik. In die regte hand. Dodelik. In die regte hand. 'n Klippie. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in die hand geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem en uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. Die Bybel skryf so mooi partykeer. Hy het hom van kant gemaak. Hy het sy kop afgekap. Met sy eie swaard. Vriende, ons het nog nie by die interessante dele gekom van die wetenskap en hoe swaar Goliat se wapenrusting was nie. Die punt van sy spies was 6,7 kilogram swaar, die punt. Sy wewersbalk spies was omtrent so dik soos 'n wewersbalk. Goliat was 2,9 meter minimum in lengte. Sy panser het plus minus 90 kilogram geweeg. Goliat was opgelei van kindsbeen af as 'n vegter. Hy was toegerus vir kort afstand veg. Hy het op Dawid afgestorm want hy wou hom met sy swaard en met sy spies vermoor. Hy het sy spies gegooi want hy moes binne 20 meter van Dawid af gewees het. En Dawid het nie gehuiwer nie. Die Bybel sê hy het vinnig nader beweeg. As daardie Filistyn se swaard of se spies Dawid moes tref. Klein seun wat die Filistyn vir hom sê, jy's 'n kind. 'n Kind, kom na my toe aan. Vriende, ek wil vir julle vandag vra, ons hoef nie vandag ons hande op te steek en te sê wie's Dawid, wie's ons Goliatte nie.
Ons hoef nie ons beere name te gee en die leeu's name te gee nie, maar ek wil vir u vra, met wie se autoriteit en met wie se mag is ons op die slagveld besig? Met wie se integriteit en waarom nader ons soms die slagveld? God het 'n probleem met grootheid en hoogmoed. God het 'n probleem met eie waan en eie sin. Watter beere en leeu's en Goliate in jou lewe behoort nie eers by jou nie. Daarop het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, het hulle gevlug. En toe het die manne van Israel van Juda hulle klaargemaak en gejuig, en die Filistyne agtervolg tot by die ingang na Gat en tot by die poorte van Ekron, sodat die gesneuweldes van die Filistyne gelê het op die pad van Sairaim en tot by Gat en tot by Ekron. Daarna het die kinders van Israel teruggekeer van die hewige agtervolging van die Filistyne en hulle laar geplunder. En Dawid het die hoof van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring, maar sy wapens in sy tent neergesit. Net toe Saul Dawid sien uittrek om die Filistyn te ontmoet, sê hy vir Abner, die leerowerste: "Wie se seun is die jong man tog, Abner?" En Abner antwoord: "So waar is die siel leef koning, ek weet dit nie." Ewe skielik as jy hierdie gedeelte lees, dan dink jy, "Joh, het ek nou die vorige hoofstuk verkeerd vertaal dat Dawid voor hom die harp gespeel het en hier kom Saul nou ewe skielik en hy vra, wie se seun is dit?" Nee vriende, ek het gaan navorsing doen. Weet u hoekom vra Saul, wie se seun is dit? Want dit gaan oor die wettige dokument wat opgetrek moes word. Die wettige dokument moes opgetrek word vir die huwelik. En die seun het nie gestaan nie, sy pa het gestaan. En daarom vra hy, wie is sy pa? Daarom vra hy die vraag, want die dokumente word opgetrek vir die bevestiging van die huwelik. Dawid het geweet, Saul het geweet wie Dawid was. Hy het geweet toe hy voor hom verskyn, dis die man wat sy harp speel. Hy het hierdie dinge geweet, en wanneer jy hierdie hoofstuk lees, dan besef jy, dis vir die wetlike aspekte wat volg, vir dit wat hier opkom. En die koning sê, vra jy wie se seun die jong man tog is? En toe Dawid terugkom, nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring met die hoof van die Filistyn in sy hand. En Saul vra van wie se seun is jy, jong man? Dawid sê, die seun van die dienaar Isai, die Betleemiet. Hoekom sê hy die Betleemiet? Want dit is baie belangrik om te weet in wie se stam die dogter van koning Saul ingaan trou. Dit is nogal baie interessant om hierdie gebeure en die redes vir dit by mekaar te trek. Maar ek wil vandag vir u vra, is u gereed? Is u gereed? Is u werklik gereed om met die gees van God in u eie lewe op te tree? Nie tot jou eie behoud nie, nie tot jou eie voordeel nie, maar tot die eer van God, tot die eer van sy naam. Hoeveel maal is ons bang om vir mense te sê wat reg en verkeerd is, omdat die wêreld waarin ons bly verwronge geword het, omdat die wêreld waarin ons bly menseregte hoër ag as God, omdat God se woord autoriteit op hierdie planeet het, kom mense en verdraai dit en verkleineer dit. Dis tyd dat die geesvervulde kinders van God met sy gees optree en klippe in hulle slingervelle sit en los. Want die oorwinning behoort aan God. Geen mag gaan op hierdie aarde optree behalwe Jesus nie. Jesus sal sy eie oorwinning behaal. Hy het dit aan die kruis gedoen en hy gaan dit met sy wederkoms weer doen.
Ons is instrumente wat God toelaat om deur sy Gees te werk. Geen mens kan namens God of vir God 'n oorwinning bewerk nie. Slegs geesvervulde mense. My vraag vir u vandag in Nuwe Testamenties, is u vervul met die Gees van die lewende God? Is dieselfde Gees in u wat u sal aandryf om in gevaar in te beweeg en nie uit dit uit nie? Saul uitgekies, gesalf, vervul met die Gees van die lewende God. En die Bybel sê die Gees van God het Saul verlaat en 'n bose gees het oor hom vaardig geword. Met die genade van die Here in Nuwe Testamenties kan dit nie meer met ons gebeur nie. Maar vriende, hoeveel mense is daar in hierdie aarde? Hoeveel mense is daar in hierdie laaste 2000 jaar wat so op God se woord staan sonder vervulling van sy Gees? Ek vra u met respek, God salf en seën in die volheid van sy Gees, nie in halftes en kwarte en in 'n kinderbediening nie. Wanneer 'n mens sy lewe vir God gee, kom God en stuur sy Gees. Wat se Gees? Die Gees wat Goliat oorwin het. Daardie Gees is wat in u en in my moet wees, nie 'n ander gees nie. Nie 'n gees van grootheid en glorie nie. Mag ons God behaag met ons lewens. Mag die Here oor ons neerkyk en mense vind wie se harte in lyn is met hom. Mense met wie hy sy Gees kan deel, sodat hulle vir hom oorwinnings in sy naam mag behaal. Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Dierbare Here Jesus, my mond hang oop, Here, as ek kyk na wat Dawid gedoen het. Here, dit gaan my verstand te bowe dat Saul, die grootste man in Israel, nie vir Goliat aangevat het nie. Gaan my verstand te bowe dat hy sy wapenrusting vir 'n seentjie gee. En Here, dat u met 'n seentjie na die oorlogsveld toe gegaan het. Here, enige man kon na daardie veld toe gegaan het. Self Saul, as hy vervul was met die Gees. Here Jesus, ons wil kom bid en vra dat u daardie Gees sal gebruik in ons lewens. Nie deur grootheid nie, nie deur afguns en ons eie waan nie. Maar Here, ek wil kom bid dat u in hierdie jaar wat voorlê vir ons die manne moed sal gee soos Dawid. Dat u vir ons sal insig en wysheid skenk om in geloof blindelings agter u aan te loop. Here Jesus, ons het u so nodig in hierdie tyd voor die koms. As ons sien wat op die aarde aangaan, dan kom pleit ons by u Here dat u vir ons sal help. Dat u vir ons sal help om getrou te wees aan die woord, om getrou te wees aan die Heilige Gees, om getrou te wees aan die kruisiging, aan die opstanding, om getrou te wees, Here, aan ons vergifnis van sonde. Hoeveel maal sê ons nie maklik maar dit, ons is mense, en ons speel met sonde nie. Ag Here, kom maak ons vry en kom koop ons waarlik vry van die dood. En kom stel ons in staat met die Gees om 'n lewe te leef tot eer van u heilige naam. Amen. Kom ons sluit hierdie erediens af deur lekker staande saam te sing. Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strijdperk lei.
Ry die Heer en Koning voer sy leer aan. Laat die vaandel vooraan op die slagveld gaan. Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strijd beklei. Voorwaarts dan getrouwe, saameen blye skaar. So word al ons stemme in triomf gepaar. Groot die roem en ere wil ons Jesus bring. So sal deur die nieuwe mens en engele sing. Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strijd beklei. Voorwaarts Christen strijders, voorwaarts om te stryd. Laat die kruis van Jesus in die strijd beklei. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.